Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie mooi Woensdagoggend. Ja, besige dag altyd in ons program. So as jy enigsins naby Eskort is, onthou pragtige bid hier by die ouete huis om 9uur. Jy is baie welkom daar by ons in te skakel. As jy in Wenen is en die vroue het 'n spesiale Bybelstudie uit Openbaring uit, jy is baie welkom daar. En dan Mooi Rivier is besig om Romeine te doen met hulle Bybelstudie vanaand. Jy is baie welkom om by dit ook in te skakel. Dan gaan ons natuurlik hier met ons oordenkings voort oor Johannes 6. Nou die hele hoofstuk het begin toe Jesus die brood vermeerder het, wat dan lei tot hierdie intense gesprek oor die brood en ook die brood van die lewe. Maar kom ons lees dit. Vanaf vers 31 vanoggend tot 35. Ons vaders het manna in die woestyn geëet, soos daar geskryf staan, hy het aan hulle brood uit die hemel gegee om te eet. Jesus sê toe vir hulle, Amen, amen, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat vir julle die brood uit die hemel gegee het nie. Nee, my Vader gee vir julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal en aan die wêreld lewe gee. Hulle sê toe vir hom, Here, gee ons altyd hierdie brood. Jesus het vir hulle gesê, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger word nie. En wie in my glo, sal nooit weer dors word nie. Geliefdes, ons lees tot sover. Jesus wys hulle op dat dit nie Moses was nie. Dis nie 'n instrument nie. Moses was net 'n instrument in die hand van God. Maar dis God wat die manna gegee het. God self. En ja, jy weet baie keer is ons as mense ook net instrumente in die hand van God. Ek ook. Mense moet, en ander dominees ook, mense moet nooit dominees begin en vir hulle vereer nie. Die gawe kom van God af. En Jesus wys hulle daarop. En dan sê die mense, hulle vra die regte vraag. As hulle sê, Here, gee ons altyd hierdie brood. So, hulle verstaan, hulle begin iets snap van, hier is iets meer aan. Hier is 'n diep geestelike betekenis. Dat dit gaan oor die lewe. Dat ons regtig lewe kan hê. Nie net, jy weet, bestaan en my liggaam aan die gang hou en maar net uithou en aanhou en weghou nie. Maar jy gaan dit oor lewe en die volheid van lewe. En dan sê, maar hulle wil dit hê. En dan gee Jesus vir hulle die antwoord. Ek is die brood van die lewe. Ek is. Hierdie is natuurlik een van die groot ek is, of ego eimi, is die Grieks uitsprake in die Johannes Evangelie. As jy dit wil verstaan, moet jy gaan lees, daar waar die Here aan Moses verskyn by die brandende bos. Dan vra Moses vir die Here, wie moet ek vir die Israeliete sê, het my na hulle toe gestuur? En dan staan daar, ek is. Nou, daai ek is, onthou nou in die tyd van Jesus is die Ou Testament in Grieks in vertaal, omdat dit maar die algemene voertaal en skryftaal was. Ons noem daai vertaling die Septuaginta. Ons het toegang tot hom, hy bestaan nog. En as jy daarin lees, dan is daai presies dieselfde uitdrukking. Ek is. So wat Jesus doen is, hy gebruik presies dieselfde bekendstelling, soos God hom aan Moses bekend gestel het. Presies daai selfde woorde gebruik Jesus nou, om hom bekend te stel. En die mense het dit gestap, ons gaan net nou, môreoggend gaan ons hulle reaksie op dit sien, maar hulle verstaan wat hy bedoel.
Heeltemal, dis nie iets wat by hulle verbygaan nie. By ons dalk, want ons lees dit nou in Afrikaans, wat bietjie anderste is. Maar by hulle gaan dit glad nie verby nie. So hoor hierdie groot ek is, dat Jesus eintlik sê, as jy dit wil hê, moet jy eers besef dat Jesus God is. As jy daai brood wil hê, moet jy besef dat hy God is. En dat as jy na Jesus kom, sal jou geestelike honger en jou soeke en jou geestelike dors vir altyd gestil word. As jy dit nie doen nie, sal jy altyd hierdie honger en dors hê. Ek het op 'n tyd geestelike begeleidingskursus gedoen, opgelei ook as 'n geestelike begeleier, maar in die kursus is daar baie mense wat sê, ons verslaafdheid aan God, ook ons verslaafdheid aan kos, aan juis wanneer ons te veel eet, is eintlik omdat daar in ons lewe hierdie tekort is, omdat ons geestelik honger en dors is. En nou probeer ons dit stil met ander goed, terwyl dit net in Christus gevoed kan word. So dink maar 'n bietjie daaroor. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie geleentheid. Dankie dat ons hierdie mag lees. En ja, Here, ons wil kom bid dat ons die ware brood self mag ontvang. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, baie dankie. Mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag beleef. Totsiens.